Baie welkom aan elke een van julle wat hier is, aan jou wat bywoon, aan jou wat van ver af dalk gery het. Jy was dalk lanklaas hier. Ek vertrou dat vandag spesifiek het die Here vir jou 'n boodskap wat jy nodig het om te hoor en wat ek glo Heilige Gees op jou hart gaan druk. Ek wil vanoggend met jou deel spesifiek rondom 'n gedagte wat Heilige Gees op ons hart druk, en jy weet altyd as 'n mens so voorberei, dan is jy nooit heeltemal seker, gaan mense verstaan? Gaan hulle snap dit wat jy probeer oorbring? Gaan jy huis toe met iets? En daarom wil ek jou aanmoedig. Today and every time that you attend a gathering of God's people, whether it's in a cell group or in a bigger group format like this, I want to encourage you before you leave your home. Pray and pray and pray. Kry jou hart reg om van God te ontvang, want hy het vir jou woord. Iewers, in iets, gaan dit met jou praat. Kom met 'n verwagting. En nie met 'n, okay, ek maak gou klaar nie, want dan laat jy toe dat die vyand van jou steel. As jy met 'n verwagting kom, en ek hoor soveel getuienis in die laaste 2 weke, party ouens is al lank op die pad, party is nie op die pad, en altyd is daar iets wat met my praat. Maybe it's not a message for me directly, but maybe it's just putting into words exactly what I feel so that I can go and help somebody else with how they feel. Because we were not only saved, we were called. Jy is nie net gered nie, jy is ook geroep. Geroep om die evangelie te gaan verkondig. So vanoggend, wanneer ons hier saam is, wil ek graag met jou deel, en ons selgroepe gaan hierdie bespreek. So eerstens dankie aan die leraars van Gesinskerk. Jy kan bietjie daar op die webtuistes gaan kyk. Gesinskerk het Bybelstudies saamgesit waardeur jy kan werk, en ons glo ook dat hulle net soos ons 'n hart het vir die koninkryk. Dit gaan nie oor 'n kerkie, maar oor die liggaam van Christus, en dit is die gedeelte wat ons hierdie kwartaal gaan bespreek, en ek wil spesifiek stil staan by hierdie gedagte van radikaal vir Christus. Dis ons tema vir ons kwartaal, en ons jaartema is Saai Land. So ons sê daar buitekant is daar potensiaal, en jou lewe is daar potensiaal. Wat gaan die Here doen? En hierdie kwartaal beweeg ons 'n bietjie verder vorentoe. Ons het gesê, neem beheer van jou lewe die eerste kwartaal, gee dit aan die Here oor, laat hy jou beïnvloed. And then in this quarter, we'll confirm and affirm over and over that to trust in Christ, to believe in Him, is a radical choice. You know, sometimes in your workplace, between your friends and your family, people will challenge you in what you believe. And that's why it's so important that when we say we believe in Christ, that my words and my actions confirm what I say that I believe in. Stem die vrug wat ek dra ooreen met dit wat ek sê. Is ek goeie, sappige vrug, of is ek 'n Turksvy? Ek bid dat jy 'n goeie, sappige vrug sal wees. En so wanneer ons hierdeur beweeg en ons fokus is op radikaal vir Christus, wil ek jou herinner dat radikaal die koneksie is om polities anders te wees of lewensgewys anders te wees as wat almal verwag. So as ek sê radikaal vir Christus, dan maak ek 'n besluit om heeltemal anders te wees as wat ek was. Is jy reg vir volgende? Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, hier waar ons saam is, vanoggend vertrou ons dat U woord, wat U geïnspireer het deur Heilige Gees, met elkeen van ons sal praat. En so ons vra, Here, spreek, U dienaars luister. En ons sê saam, Amen, prys die Here. Wanneer ons hierdeur kyk, dan sien ons in Handelinge 4 vers 1. Handelinge 4 vers 1. Dis ons openlingsgedeelte, en in ons groepe gaan ons selleiers ook met jou daaroor gesels, en ek wil julle aanmoedig, bespreek die tekste, moenie net deur die boekie lees nie, bespreek die tekste wat daar aangaan. Handelinge 4 vers 1, kort na Jesus se opstanding en wat hy opgevaar het, gaan Petrus hulle, en terwyl hulle nog besig was, vers 1, om die volk toe te spreek, het die priesters en die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op hulle afgekom, ewig ontsteld. Ek weet nie van jou nie, maar dit sê vir my, hulle was nie baie happy nie.
Ewig ontsteld, omdat hulle die volk onderrig het in Jesus die opstanding uit die dood verkondig. Hierdie ouens kom verkondig iets wat heel nuut is. Nou in ons Bybelse wêreld dan erken ons dat God se woord is nog altyd dieselfde. Sy woord het nie verander vandat hy dit geïnspireer het nie. So wanneer iemand met iets heeltemal nuuts kom en 'n nuwe teologie of 'n nuwe rigting wat nie ooreenstem met sy woord nie, dan kan ons redelik maklik daarna kyk en sê, wel, oor die laaste 2000 jaar het al wat 'n Bybelkenner en uitleer hierdie oor die algemeen gesê, ons kan maklik uitsif wat hoort daar en wat hoort nie daar nie. Dit is bietjie moeiliker vandag met die internet, want ons luister na elke tweede ou en elke ene wat harder skree as 'n ander een, en dan begin ons snaakse teologie volg, want ons lees nie meer ons eie skrif nie. God se woord is nog altyd waar. Dit het nie verander nie. Sy woord is radikaal, want is anders as die wêreld. In Jesus se tyd, hierdie tyd wat dit afspeel, wat ons hier sien en van lees, dan besef ons toe Jesus hier op aarde was, het hy radikaal opgetree. Hy het radikaal mense kom leer. In fact, we might even say that his teachings were so radical that it shook the people of his time, definitely shook the religious belief of his time, in such a way that people did not want to accept it. They wanted to kill him for it. Mark 14 verse 1 says, after 2 days, it was the Passover and the feast of the unleavened bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take him by trickery and put him to death. It's ironic that the ones that were supposed to give the spiritual guideline were the ones that decided to even do something unspiritual, unlawful, but they will end this. Hulle harte was so hard vir hierdie nuwe ding wat daar is, dat hulle nie bereid was om dit te meet aan God en wat hy geïnspireer het nie. So wanneer ons hier deurgaan, dan sien ons 'n paar interessante goed van Jesus. Ons sien hy was radikaal in sy tyd. Ek het 3 hoofpunte wat ek met jou wil deel vanoggend voordat ek dit vir jou toepas. En eerstens sien ons dat hy het radikale toewyding vereis. Jesus het radikale toewyding vereis. Lees saam met my in Lukas 9. Lukas 9 vers 57. En jy kan hierdie selfde verhaal ook in Matteus 8 vers 18 gaan lees. Luke 9 verse 57. Het jy hom? Sê amen as jy hom kry. Amen. Lukas 9 vers 57. Terwyl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê, dis nou vir Jesus, ek sal u volg waar u ook al gaan. Awesome. Nie goed om iemand te hoor dit sê nie. Jesus sê, maar Jesus het hom geantwoord, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar waar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Dis 'n weird ding vir Jesus om te sê. Hier kom hierdie ou en sê ek sal u volg, en dan sê Jesus, ja, ek het nie 'n plek om te slaap nie, hoekom wil jy my volg? Interessant. En so dat verder gaan ons bietjie hier bestudeer, wat sê Jesus eintlik vir hierdie man? Wat hom dan nou wil volg? So what Jesus is saying to him, he's saying to him, if you want to follow me, know that you have to give up your own comforts. Your own safe space. You know what we do often is we say, Jesus, I'll follow you, I'll tell people about you, but I'll do it on Facebook and on WhatsApp as long as I don't have to do anything physically. Want ons lewe in 'n tyd waar almal anoniem is. Ons het klomp vriende op Facebook, maar ken nie een van hulle nie. Almal like alles wat ek sê, maar wanneer ek met hulle praat, dan trap ek op hulle tone. Ek sal U volg, Jesus, maar net in my eie gemak. So what Jesus is saying, come and follow me, but know you have to give up your own comforts. And this morning I want to remind you that there's nothing wrong with comfort, but if it takes the place of you following Jesus, and you don't want to move outside of that, then comforts become my idol. Dis my afgod. En daarom sê Jesus, hy vereis radikale toewyding. In 'n tyd waar dit kitskos is, kitsfone, vinnig, alles moet vinnig gebeur. Jy kan 'n preek ook op die internet kyk, want ek kan so af en toe vorentoe skiep. Daar's geen intimiteit nie.
En so Jesus vereis radikale toewyding. Hy vereis dat jy op 'n Sondagoggend jou moeite doen en nou maar klaarmaak en by 'n byeenkoms kom, want hier wil hy met jou werk, jou iets leer van opoffer, jou iets leer van saam wees. Kom ons kyk na verdere voorbeeld. If you were that man, how would you respond? Verse 59. Jesus turned to another and he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." Verse 60, Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God." Ja, Jesus shame, hè? Sy pa's dood. Hy nie net 'n begrafnis gaan bywoon nie. Sal die Jesus wat ons leer ken net so lelik wees met iemand, of is hier iets anderste aan die gang? Jesus sê uiteindelik vir hom, wat is vir jou die belangrikste? Jy weet, wanneer ek 'n begrafnis hou, is dit vir my altyd so interessant, daar word gehuil en blomme gebring, maar toe die persoon hier was, toe het ons hulle skaars gebel, toe het ons skaars gaan kuier. Dis iets hiervan wat Jesus vir hom wil sê, weet jy wat, as jy my wil volg, besluit wat's vir jou die belangrikste. Eintlik wat hy hier sê, is jy moet 'n keuse maak. Die persoon sê eintlik met die verskoning, ek meen, hoekom volg hy Jesus as sy pa dood is en hy moet 'n begrafnis hou? Hoekom is hy daar in die eerste plek? Eintlik soek hy net 'n verskoning. Ek sal Jesus volg sodra ek my probleme uitgesort het. En ek sal begin 'n kerk toe gaan, gee my net 'n oomblik, ek wil dit net uitsort. Klink dit vir jou bekend? Party sê, jene, ek sal diensbaar wees, ek sal hier in die kerk kom help, gee my net 'n gap, my lewe is verskriklik besig op die oomblik, jy verstaan nie. Jesus verstaan baie goed. Daarom sê hy, laat die dooies begrawe. Wat vir jou belangrik is in die lewe, kom uit by hoe jy optree. Jesus sê hier vir hom, volg my, bo alles, elke dag. Nie net wanneer dit jou pas, nie net wanneer ek 'n oomblik tyd het, miskien is ek hierdie naweek vir 'n tyd, vir 'n kans om bietjie kerk toe te gaan, miskien moet ek nou Bybel lees. Hoeveel tyd in jou dag spandeer jy in sy woord? Maar wanneer hy op my hart kom sê, volg my, sê ek, okay, kom, laat ek net gou klaar maak. Our excuses are that we do love Jesus, and I do read my Bible and I do pray, but the irony is that if we do read and we do pray, we'll see what's the most important according to Jesus' teachings, servanthood, to serve, to be involved, to be part of this family, to exhibit servanthood out there. Wanneer ons daar buitekant kom en kyk ons die ander so en sê ons, daai ou, hulle lyk nie soos ek nie, krul hare, ander kleur vel, hulle hoort nie hier by my nie. Ek sal hulle nie dien nie. Dis nie die Jesus wat ek van leer nie. Mag die Here ons genadig wees. Want ons harte is so, Here, ek sal U volg, ek wil net gaan klaarmaak. Jesus het 'n radikale verandering vereis. Radikale toewyding. Hoor mooi, jou geloof red jou. Jou geloof red jou, nie dit wat jy doen nie. Jou geloof red jou en, nie geloof maar nie, jou geloof red jou en, jou vrugte, jou werke bewys jou geloof. Geloof sonder werke is dood. My werke maak nie my geloof lewendig nie, dis omdat ek in Jesus glo. Nou gaan tree ek so op, nou gaan bedien ek juis hulle wat niemand wil bedien nie. Want Jesus het my wat 'n sondaar is kom bedien. Ek's nie eers 'n Jood nie. Ek is wat die Bybel van praat, 'n heiden, Gentile. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Jesus roep ons tot radikale toewyding, Lukas 9 vers 61. So daar's 3 van hierdie gevalle. Vers 61 sê, nog 'n ander een het gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my net toe om eers van my huismense afskeid te neem. Nou verskoningkie. En Jesus het vir hom gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk is geskik vir die koninkryk van God nie. 'n Ware volgeling keer nie terug na waar hy was nie. Van ons het al besluit, ek kies Jesus. Ek het al opgestaan en gesê, Here, U bo alles, ek het myself tot al laat doop. Maar ek's nog steeds besig met my ou mens. Ek wil nog net eers steeds teruggaan.
Ja Here, ek sal U volg en so met tyd sal ek ophou rook. So met tyd sal ek hierdie gevloekery onder beheer kry. Want ek wil net eers gaan afskeid neem. So met tyd sal ek verander. Maar ek sal U volg. Jesus sê, as jy my kies, jy slaan jou hand aan die ploeg, as jy besig is daarmee en jy kyk om, dan gaan jy skeef ploeg en dan gaan die land nie uitwerk nie. Jy moet fokus op dit wat jy gekies het. As jy vir Jesus kies, dan los jy alles. Some of us say, but I love Jesus and I'll walk this road. He knows I love Him, so we will get married eventually. Up till then, we must married in God's eyes, even though we just live together. Sin has always been sin. Jesus het nog nooit, hoor mooi, Jesus het nog nooit iemand teen sy wil gered nie. Jy moet los. Jy moet besluit. Hierdie is 'n verslawing. Hierdie is 'n ding wat vir my wegneem van die Here. Hierdie hoort nie hier nie. Ek kies Jesus eerste. Jou vraag vir enige iets en enige iemand in die lewe is eenvoudig. Bring dit my nader aan Jesus of vat dit my weg? Gaan jy dit doen wanneer Jesus daarin kom? Of gaan jy dit skielik los? Gaan jy so vloek? Gaan jy so optree teenoor iemand anderste wat vir my werk wanneer Jesus langs jou staan? Jesus, ek sal U volg, ek wil net gou eers afskeid neem. Laat ek net so bietjie verander. Dan sal ek daar wees. Klink dit bekend? Hoor dit baie. Angus Buchan says, if you are doing things that you did before choosing Christ, you have not chosen yet. If you are doing things that you did before choosing Christ, you have not chosen yet. So as jy vir Jesus Christus gekies het en gesê het 'n ou lewe is verby, ek begin met 'n nuwe lewe, dan moet ek mos nou klaarmaak. Anders maak ek 'n bespotting van die een wat ek volg. Dan is ek nie ernstig oor my besluit nie, dan wil ek net nog 'n verskoning. So kan ek jou 'n vraag vra vanoggend. Is dit vir jou lekker? Is dit vir jou lekker om die Here te dien? Is dit vir jou 'n vreugde in jou hart om hom te dien? Of is dit te veel om 'n bietjie wakker te bly in 'n diens? Is dit te veel om vir iemand te gaan vertel, daar is 'n Jesus? Maar ek weet nie hoe nie, ons sal jou leer hoe. Is dit te veel om te sê, Here, dis vir my baie moeilik om hierdie foon neer te sit, of my drankie, of my ou pilletjie wat ek moet neem? Is hy vir jou so belangrik, dat jy bereid is om dit te doen? Of soek ek hom en? Jesus het radikale toewyding vereis. Hier is die tweede punt vanoggend. Jesus het radikale toewyding vereis, maar hy het ook radikale lering gegee. So 'n paar punte wat ek vir jou uitlig, julle gaan dit bespreek in julle groepe. Die eerste een, hy het radikale lering gegee oor versoeking. In Matthew 5 verse 29, Jesus says, if your eye is the cause of how you react and it pulls you away from me, pluck it out. Listen to what Jesus says. He does not teach that we should try and change that wandering eye. He says, pluck it out. Hy sê nie, hoor, jy moet maar probeer ophou, maar as jy nie kan nie, is alright, ek het jou nog steeds lief, want Jesus het sondaars lief. Hy haat net die sonde. Dis nie die sonde wat hemel toe gaan nie. Die sondaars gaan hel toe, omdat ons nie draai nie. Hy sê, as iets jou van my af wegvat, wees radikaal, ruk dit uit, my eie verskonings, my eie, ek kan nie. Hy sê, as al versoeking is in jou lewe, of dit jou foon is, daai wat ek dink niemand sien nie, is dit my vriendskap met iemand wat niemand van weet nie, is dit wat ek gebruik, as daar versoeking is in jou lewe, ruk dit uit. He doesn't say that we should try to focus on him. He says, get rid of it. Get rid of it totally. He says, firstly, he gave radical teaching about temptations, then radical teachings about the law. Nou, hy is in die tyd van waar die Jode regeer, en hy beweeg tussen die Jode, en hy leer vir hulle iets niets van die wet, in Markus 3 vers 4 tot 5a, Nuwe Lewende Vertaling sê, daarna het hy vir sy teestanders, sê hy vir hulle, mag 'n mens goed doen op die Sabbat of kwaad? Is hierdie dag bedoel om lewe te red, of te vernietig?
Want onthou nou as jy gaan lees daar in konteks, hulle het kom kyk wat doen Jesus op die Sabbatdag, want 'n Jood mag niks doen op die Sabbatdag nie. Maar hulle wou hom nie antwoord nie. Vers 5 sê, toe hulle so rondom hom staan, het hy hulle die een na die ander met verontwaardiging aangekyk, diep bedroef oor die gevoelloosheid van hulle harte. Jy sien, want die Jode het die wet geken, maar nie die wetgewer nie. Hulle het geweet wat hulle mag doen en nie mag doen nie, en vandag is daar nou nog groepe wat jy weer wil terugvat onder die Joodse wet, om al hierdie goede te gaan onderhou, en dan vat dit ons weer weg van hom wat die wet gegee het. Jesus het radikale lering oor die wet gegee. Hy sê, volg dit wat ek sê, maar verstaan die hart agter dit. Van ons ken nie eers die wet nie. Van ons weet nie eers nie. As ons sê, hoorie, maar kan nie met iemand gaan praat nie, want ek ken nog nie die woord so goed nie. Hoekom nie? Hoe lank gaan jy wag voordat jy die woord begin leer ken? Jesus het radikale lering kom gee oor die wet. He was also radical about genealogies, geslagsregisters. Want vir die Jode was waar hy vandaan kom en sy stamboom was vir hom verskriklik belangrik. Dit het hom 'n status gegee in die samelewing. In John 8:58, Jesus talks to the group of Jews and he says to them that, listen, before Abraham was, I am. And if you're speaking to a Muslim and they say Jesus never said that he is God, this is one of your very many verses that you can use, because the I am in Greek is ego eimi. It's the same word that God uses when he speaks to Moses, that when Moses says, who is speaking to me, he says, I am that I am. Jesus sê, ek is God. As jy verder gaan lees, het dit hierdie Jode baie kwaad gemaak. Hy sê, ek is baie meer belangrik as wat jou aardse pa is, as jou stamboom. Wat belangrik is wat jou hemelse pa van jou verwag. Jesus sê, hy is hier om aan sy hemelse pa gehoorsaam te wees. Johannes 6 vers 38 sê, hy het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van my Vader. Radikale gedagte. Is ek bereid om die Vader se wil te volg bo my wil? Jesus gee 'n radikale lering rondom vergelding. Retaliation. Matteus 18 vers 22, baie bekende gedeelte wat gaan oor vergifnis, dat jy 70 maal 7 keer moet vergewe, en van ons tel nog, want ek het al jou soveel kansse gegee, hoeveel kansse moet ek jou nog gee? En wat ons mis is vers 35. Waar Jesus sê, so sal my hemelse Vader met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet vergewe. Of hy my ingedoen het, of hulle my te nagekom het, of hulle moord gepleeg het, of hulle my bedrieg het, jy moet vergewe. Daar's net een regter wat vergelding toepas. En dis God die Vader. Dis nie jou plek nie. Dis nie jou plek om 'n oordeel uit te spreek nie. Dit was radikale lering vir die Jode van hulle tyd. Hulle moes geskok wees. Want Jesus sê die Ou Testament sê Moses nie vir ons maar 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. En juis hulle wat moes weet dat dit gegaan het oor goeie wetgewing. As iemand verkeerd opgetree het, hanteer jy hom daarvolgens, daar moet 'n loon wees vir sonde. Daar's 'n straf vir dit wat jy verkeerd doen. Dit het nie gegaan oor vergifnis nie. Hy sê laat daai persoon uit die tronk van jou hart uit. Radikale lering wat Jesus kom gee. Hy sê jy moet vergewe want ek het jou vergewe. Jesus het radikale lering oor redding gegee. Radical teaching about salvation in Mark 10 verse 25. He explains to the group standing around him, he says, for you to be saved is difficult, but it's possible. He says, but for a rich man, it's almost impossible. It's easier for a camel to go through the eye of a needle. Now there's different teachings about this. Some reckon that in Jerusalem at night the gates were closed, so there was this one gate called the Needle Gate, and it was narrow and small for a purpose so that armies of thieves couldn't just come through the gates. If they were there, they had to unpack and take everything off.
Jesus sê, hoorie, vir 'n ryk man is dit net soos vir iemand wat met hierdie kameel wat vol gelaai is, daar probeer deurgaan. Dis baie moeilik om van jou besittings ontslae te raak, want jy sien vir die Jode, hulle leraars het vir hulle geleer, hoe ryker jy is, hoe hoër is jou stand, en die ryk ouens, hulle het die beste kans om hemel toe te gaan. Dis wat hulle geglo het. Daai ouens is special. Ek sal lucky wees as ek dit maak. Seker die pastore het ook gewonder of gaan hulle dit maak, want hulle is nou nie in daai klas nie. Dis hoekom die disippels vra vir Jesus daar in vers 26, maar as daai ouens nie gered kan word nie, wie kan dan gered word? And so listen to what Jesus is teaching the people this morning. He says, you are saved not on your own merit, but through grace. En dis wat Jesus vir hulle probeer oorbring. Hierdie is 'n gedagte wat hy vir hulle sê, dat liefde is wat jou red. En daarom leer hy vir hulle, my Vader het julle eerste lief gehad, voordat julle hom leer ken. Lees saam met my in Johannes 3 vers 16. Baie bekende gedeelte, maar ek wil hê jy moet dit hardop saam met my lees. Johannes 3 vers 16 is op die bord. Sê reg? Want so lief het God die wêreld gehad. Sê jou Bybel, want so lief het God alle blanke Afrikaners gehad. Mag die Here vir ons oë oopmaak. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun of eniggebore seun gegee, sodat elkeen, sê elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Sê hy elkeen wat perfek is? Nee, hy sê elkeen wat glo. Maar hoor vers 17, ons ken dalk vers 16, hoor wat sê vers 17. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Luister, Jesus wil jou nie oordeel nie, hy wil jou red. Daarom is daar 'n oproep, 'n radikale oproep. Hou vas aan wat ek jou gee, kom glo wat ek jou gee, glo dat wat ek jou gee is 'n nuwe lewe, 'n ander lewe. Maak nie saak waardeur jy moet gaan om te los waarmee jy besig was nie. Los. Daar's iets beter. Daar's iets beter. 'n Lewe in Christus. Radikaal vir Christus. Ek wil vir jou herinner vanoggend, God het jou nie nodig nie. Hy het niemand nodig nie. Hy wil jou hê. Hy het jou eerste lief gehad. So of jy geskei is, of jy mishandel is, of jy verslaaf is, of jy nie seker is oor jou geslag nie, hy het elkeen van ons lief, en dan gaan hy vir jou die waarheid in jou hart openbaar, dat jy is wie ek sê jy is, my kind. Jy is 'n man, jy is 'n vrou, jy is verlos, jy word nuut gemaak deur Jesus Christus. Radikale lering. Jesus kom leer ons van radikale toewyding, radikale lering, en ons laaste gedeelte waarmee ons afsluit vanoggend is radikale keuse. Radikale keuse. In die boek van Openbaring, dis nou jou laaste boek in die Bybel as jy hom sukkel om te vind, laaste boek in die Bybel, hoofstuk 3. Dan gaan een van Jesus se disippels, Johannes, en hy kry hierdie visioen van Jesus af, waar Jesus vir hom sê, skryf briewe aan die gemeentes van jou tyd. En ons het 'n reeks daardeur gepreek, as jy het gemis het, jy is welkom op ons internet, ons YouTube kanaal, dit te gaan volg. En hy sê vir hom, vir hierdie gemeentes is daar 'n boodskap, maar daai boodskap praat met jou en my vandag ook. Hy sê in Openbaring 3 vers 15, skryf hy spesifiek vir die gemeente in Laodicea, en hy sê hierdie woorde, vers 15, hy sê, ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is, was jy maar koud of warm, maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Wat daar eintlik staan is, jy maak my naar. Jy maak my siek. Ja, Jesus, dis bietjie woes om vir mense te sê, shame, hè? Hulle het ook net getraai, hulle is sondaars. See, in the town of Laodicea, the people there knew exactly when this letter arrived, knew exactly what Jesus meant. Because there in Laodicea, the next slide, there's a picture, they were transporting water from the warm water sources in Pamukkale today, that time it was called Hierapolis. They were bringing water for long distances through terracotta pipes.
Hulle het ook koue, verfrissende, heerlike water daar van die bergstreek afgebring van Kolosse af. Het hulle met terrakotta pype dit tot in Laodicea gebring. Die probleem is, die water was nie so goed geïnsuleer daardie tyd nie. So wanneer dit daar in Laodicea kom en jy's in daai area en jy drink van hierdie lou warm water, dan het jou so bietjie naar gemaak. Maar jy sien, die mense wat daar was gewoond aan hierdie lou warm water. Hulle het nie meer siek geword nie. So wat Jesus vir hulle sê, en hy sê dit vir my en jou ook, hy sê, jy het gewoond geraak aan waar jy is. Jy is lou warm. Jy maak my siek. Dis 'n groot gedeelte wat Jesus hier sê. Hy sê, is jy nog warm? Is jy nog opgewonde vir my? Party sê hierdie koue gedeelte verwys na iemand wat dalk ver is van Jesus en dis ook half alright, want iemand wat hom nog nie ken nie, is net nog nie wanneer hulle Jesus herken en in hom vasloop, dan verander hulle lewe. As jy wil weet of daar God is, gaan kyk maar net na die lewens wat verander wanneer hulle hom ontmoet. Maar in hierdie konteks beteken dit, is jy warm of is jy verfrissend koud? Moenie lou warm wees nie. Moenie net so flout en sê, ja wel, jy weet, ek's lief vir Jesus, maar ook hy vanaand se braai, so kom ons gesels nou nie daaroor nie. Cheers. Jy's lou warm. Want ek wil niemand afronteer nie. Ek wil op niemand se tone trap nie. Ek wil vir jou vra vanoggend op hierdie punt. Kies jy Jesus eerste? Maak hy jou nog opgewonde? Hoor mooi, as jy jou karakter verloor, hierdie nuwe mens wat Jesus in jou kom plant het, dan kan jy nie optree volgens jou roeping nie. Hy het 'n nuwe mens kom skep, dan as ware maak ons hom siek. Daar's 'n oproep vanoggend vir jou om radikaal te wees. Dooie visse swem of beweeg saam met die stroom. Dis 'n lewendige vis wat stroom op swem. Daar by die werksplek is ons so bang om iets te sê. Hulle moet net nie iets sê van die Here nie. Want dan loop jy met die Bybel onder die arm en loop. Mag ons meer met die Bybel onder die arm rondloop. Dat mense my sien as 'n Christen en hoor as 'n Christen. Nou sê ek volg vir Jesus, maar daar aan die ander kant vloek en rook en drink ek nes hulle. Lou warm. Jesus vereis 'n radikale keuse. En so wanneer ons vanoggend hier afsluit, en wanneer jy 'n oomblik tyd vat, dan wil ek vir jou vra, het jy Jesus volkome lief? Jesus vereis radikale toewyding, benewens vir wat rondom ons aangaan. Moet net niemand afronteer nie. Ek sal jou eerder afronteer, ek sal eerder op jou tone trap dat jy mank hemel toe gaan as huppelend hel toe. Mag Heilige Gees in ons harte ons kom herinner om radikaal toegewy te wees aan Jesus. Nie net wanneer dit my pas nie. Nie net wanneer ek kan sien, Here, ek sal kom en U volg wanneer ek klaar maak. Ek kies U eerste. Radikale toewyding. Mag ons radikaal sy lering beginne volg. His radical teaching that opens up the heart of the law. And so that we can see that the law was not there to put a weight on my shoulders, it was there to guide me, soos Paulus sê, dit was 'n onderwyser om my te rig na die Vader toe. Nie iets wat ek moet onthou en kyk wat doen ek verkeerd nie, maar iets wat my veilig hou weg van die wêreld. Mag ons 'n radikale keuse maak hierdie week. Radikaal sê, hier is ek, Here, gebruik my. Ek is besig, maar my wêreld kan wag, U kom eerste. Waarmee gaan hy jou besig vind? Ja, ek het studiewerk, ek het hierdie ding wat ek na kerk moet bywoon en daardie kinders moet rondgery word en ek moet al hierdie goede, gee my net 'n kans, Here, laat ek net my lewe uitsort. Daai punt kom nooit nie, hoor. Want is nie die Here wat jou besig hou nie. Jy moet 'n radikale keuse maak om Jesus eerste te stel. Openbaring 3 vers 20 sê Jesus, ek staan by die deur en klop. Hy wat hoor en oopmaak, ek sal ingaan en ek sal saam met jou eet. Hoor mooi, Jesus Christus, koning van alle konings, wil saam met jou tyd spandeer. Hy staan en klop. Hoe lank nog gaan jy verskonings uitdink?
Hoe lank nog gaan jy smile voor almal, maar daar by die huis gaan daar iets anders te aan? Wanneer gaan ek hom kies? Wanneer gaan ek oopmaak en sê, Here, kom in? Ek weet ek's nie perfek nie, maar van hier af vorentoe kies ek U. Vanoggend wanneer ons nagmaal gebruik en vir jou wat later kyk en luister, wil ek jou aanmoedig om vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik stil te staan en te gaan besin hier in jou hart. Waar lê Jesus in my lewe? Is ek radikaal vir Christus? Kan ander hom sien en hoor in my lewe, of is ek nog vol verskonings? Dan kies ek vandag Jesus eerste. Amen. Amen. So dan. Yeah.